ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 299. Ek is professor aan ons Reddinghuis, van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die 3 legkaart studiegids Bybels, almal A4 boeke, 500 bladsye dik, is in kleur, wit papier, swart en rooi gedruk. Rooi is wat die Bybel sê, swart is wat die Bybel sê, rooi is my verduideliking. Partykeer het jy een lyntjie of een versie swart en 'n hele A4 bladsy vol rooi verduideliking. Elke versie in die legkaart studiegids Bybels, ek noem dit 'n encyclopedia, Nuwe Testamentiese encyclopedia, daar is elke versie onder opskrif geskryf, elkeen. Ek weet van pastore wat daai Bybelboeke net so gebruik waaruit hulle preek. Wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. Ze moet in elke Afrikaanse huisgesin. Veral as jy kindertjies het, leer hulle uit daai boeke uit, nie uit kinderbybels uit nie. Halleluja. Sou jy belangstel, kan my kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124 soos hierbo. Webtuiste https://javashua.co.za. Dalk die eerste keer is wat jy na die reeks kyk of luister, gaan na deel 1, het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat jy ook op die YouTube kanaal moet inteken, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die ander studies en ook ons TikTok boodskappe kan ontvang. Stuur ook die link vir die kennis en die vriende. Halleluja. Hoor die weer. Dankie Jaffa, ons Elohim. Ons wil ook bid, stuur die reën waar dit droog is, Vader. Ook in Namibië en in Port Elizabeth, Oos-Kaap areas. En by die plase waar dit droog is. Halleluja. Hierdie reeks is lewensveranderend. Skryfblokpen en 33/53 Bybel is 'n moed. Kom ons bid saam. Dankie vanmôre, Vader, dat ons na U toe kan kom, weten soos wat hierdie weer saampak om water op die aarde te plaas. Weet ons ook dat U die gewer van elke goeie gawe is. Dat U, Vader Jaffa, ook in ons lewens die brood van die lewe bewerkstellig het. Dankie vir die bonatuurlike genadebloed van Javashua wat ons gered het. Dankie vir die voordeel en die geleentheid wat ons gekry het om as Javiste begrawe te word, of om begrawe te word, om as Javiste lewend uit daai water uit op te staan. Dankie vir die voorreg om vanmôre U, Javashua, in U geopenbaarde naam en die krag van die woord te ken. Dankie Vader, ook vir die Ruach HaKodesh in ons lewens, wat vanmôre ons leer en lei in alle reg en in waarheid. Seën die woord vanmôre. Dankie soos wat daar afwagting is van die aarde om die water in te drink. Wag ons vanmôre as bruid om te hoor wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua. En die Javiste sê halleluja. Halleluja. Wat 'n groot seën. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat hierdie studie vir u tot groot seën gaan wees. En so dankbaar vir die reën wat Jaffa vir ons aanhoudend stuur. Die land, meeste van die land is nat, maar daar is baie plekke wat nog reën nodig het. Spreuke 17, maar die Bybel sê die gebed van die regverdige het vele krag. Halleluja. Spreuke 17:24. Hy sê die verstandige hou die wysheid voor oë. Die verstandige vir my is die wie insig het. Die verstandiges vanmôre is hulle wat bereid is om hulle te onderwerp aan bonatuurlike woordlering. Hoekom het u 'n Javis geword?
is omdat u na die prediking wat ek gepreek en geleer het, waardeur ek u gelei het, u oor daarna geneig het, en Jaffa deur die Ruach HaKodesh, en die genadebloed van Jafashua, dan homself in die woord kom openbaar het. En dit het u dan verder gevat, om dieper studies te doen, nog studies. Dis kom u vandag nog steeds besig is met die woord. Dis wat u geneig het om geonderdompel te word, om 'n volbloed Jafis te kan wees. Nie net by die bruiloft te wil wees, en bruilofkoek te eet nie. Nee, ek gebruik nou maar 'n metafoor. Nee, u wil deel van die bruid wees. U wil deel van haar wees wat in die bruidskamer ingaan. Die bruidskamer is net vir die bruid, dis nie die gaste nie. Het is uiters noodsaaklik dat u in die naam van Jafashua geonderdompel moet word. Daar's 'n verskriklike herlewing op die oomblik in die onderdompeling oor die wêreld in die naam van Jafashua. Daar's plekke waar mense waar ons nie van ons pastore het nie, waar ons nie Jafiste het nie. As u een van hulle is in die plekke iewers in die wêreld, of in Suid-Afrika of Namibië waar ook al, maar in die wêreld. En u het 'n begeerte om geonderdompel te word en daar is nie iemand om u te onderdompel nie. Kontak my, dan gaan ek vir u sê hoe doen jy dit. Gaan u presies verduidelik. Ons gaan nie dat dit ons teehou om Jafiste te wees of gaste by die bruiloft te wees nie. Ek wil nie 'n gas wees nie. Nie in my lewe nie. Nee. Daar waar die bruid en die bruidegom hulle gaan openbaar aan mekaar. Ja. En die ander, die gaste bly by die partytjie, by die onthaal. Hy sê so in Spreuke 17 vers 24, verstandige hou die wysheid voor oë. Die verstandige. Ek gaan dit nou in Engels moet sê. Those that have a teachable spirit is verstandig. Die wat bereid is om hulle self onder die woord, die bonatuurlike geopenbaarde woord, te onderskik. Toe te laat om geonderrig te word. Die verstandige hou die wysheid voor die oë. Die wysheid voor die oë is vir my net hulle laat toe, laat die wysheid hulle oë oopmaak. By die oomblik wanneer ons tot die geopenbaarde woord kom, ek het duisende mense wat al my gebel en gesê het, prof, ek het nooit hierdie woord verstaan nie. Daar's van hierdie mense wat, en is nie vir Hannes Redlinghuis nie, aan Jaffa al die eer. Wat sê, prof, waar was jy al ons lewe gewees? Dis nie ek nie. Ek was besig met studies en navorsing. Dis nou meer as 58 jaar. Die voorreg wat ek gehad het om dit te doen. Maar weet jy wat, die tyd was nie ryp nie. Nou is die tyd ryp. En die woord sê, hy plaas daar wie hy wil. En wie sê ek? Is nie ek en Pastorika nie. Ons is die voorgangers. Ons gee die pas aan. Ek sê vir u wat ek hoor die Ruach vir my sê. Jaffa vir ons sê deur die Ruach. Ek kyk na die bonatuurlike geopenbaarde woord. Ek ervaar dit soos hy dit vir ons gee. En ek dra dit aan die oor. En so is Jaffa besig om duisende mense in die woord op te lei. Hierdie woord sal nooit gestop word weer nie. Nooit. Die woord is vir die tyd waarin ons is te kragtig. Dis nie 'n menswoord nie. Dis 'n Ruach woord. Hierdie is 'n Rema woord. Bo natuurlike geopenbaarde woord. Dis 'n Rema woord. Rema woord bo natuurlik. Mense kan dit nie beskryf nie. Mense kan dit nie verstaan nie. Partykeer is dit te hoog vir gewone
ek wil amper sê tradisionele godsdienstige ouens om te verstaan. Hoekom? Want hulle sit met 'n tradisionele masker op hulle oë, wat hulle nie wil afhaal nie. Wat goed was my oupa, my ouma, my pa, my ma, is goed van my. Hoe jammerlik. Hoe jammerlik. Julle gaan eendag miskien maar net troukoek en rooi koeldrank eet en drink, maar jy gaan nie bruidkamer toe nie. Dis wat Joshua van Nikodemus gesê het. Gaan lees Johannes 3 vers 1 tot 11. Daar vers 3 sê vir Nikodemus, jy moet wedergebore word uit water en gees, of jy sê die koninkryk nie sien nie. Nikodemus sê, hoe gaan ek terug in die skoot van my moeder? Hy dink maar sy verstand. Joshua sê nee. Voorwaar, hy sweer, as jy weergebore sê, sal die koninkryk nie eens ingaan nie. Hy gaan nie, die koninkryk is verkeerd vertaal. Bruidskamer. Want die ou aan die kruis, kan die Bybel lieg? Kan Joshua lieg? Nee, dieselfde Joshua wat met Nikodemus gepraat het, is die een wat aan die kruis hang, en laas hom hang 2 sondaars. En die ou aan die regterkant, die linkerkant sê, haal ons almal af. Hy spot met Joshua. Die ou aan die regterkant sê, Joshua, dink aan my. Joshua sê, heden sê saam my in die paradys wees. Hy was nog nie, hy's nie geonderdompel nie, hy's nie gedoop nie, maar hy gaan in die paradys wees. Hy gaan deel van die gaste wees. Maar hy sê vir hom, jy gaan deel van die bruid wees nie. Ja, is goed genoeg om tot in die 3de hemel te kom. Jy is in die hemel, jy is nie in die hel, want jy is nie in die doodryk wat bestem is om hel toe te gaan nie. By die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11 nie. Hulle is in die paradys, die 3de hemel, sê Paulus. Maar vir ons, die verstandiges, hou die wysheid voor oë. Die verstandiges wie tot die geopenbaarde woord gekom het. Ons wil nie tevrede wees net met 'n rit of 'n tog na die paradys toe nie. Ons wil in die bo-natuurlike funksioneer. Die verstandiges hou die wysheid voor oë, met ander woorde, ons drink die bo-natuurlike geopenbaarde woord, ons drink dit op. Maar die oë van die dwaas is by die einde van die aarde. Nou wat beteken dit? Eindes van die aarde? Slag van Armageddon. Openbaring 20 vers 8. Eindes van die aarde? Einde van die bestaan van die mens? Openbaring 20 vers 11. Die wit troon oordeel. Eindes van die aarde? Openbaring 20 vers 11, vers 12 tot 14, waar die dood in die doodryk almal in die poel van vuur gewerp word, naamlik die hel. Die dwaase se oë is by die einde van die aarde. As hy hom nie bekeer nie, is hy bestem vir die hel. 'n dwaase seun is 'n verdriet vir sy vader. 'n dwaase seun is 'n verdriet vir sy vader. En 'n bitter smart vir haar wat hom gebaar het. Nou, wanneer ons kyk na 'n dwaase seun of 'n dwaase dogter, kan dit 'n magdom van verskillende eienskappe besit. Maar die hoofeen vir my hierso is om nie die woord van Jahwe, dwaase seun of dogter, is die wat nie by die woord wil uitkom nie, maar wat nog 'n bietjie langer in die sonde wil funksioneer. Die wêreld daar buite is lekker. Dis nou Desember maand, dit wel môre is dit Desember maand. Die 1 Desember. Nee, ja, 1 Desember. Nee, dit is reeds, ons is reeds al daar. En wat gebeur? Ek het nou by die almanak deur mekaar. So wat gebeur? Die ouens wil nie nou hulle harte vir Joshua gee nie, want daar's te veel afskeidspartytjies en lekker gejollery en braaivleisvure en brandewyne, verstaan? Hulle wil nie nou nie.
Dit laat my dink aan die ryk jongman wat met homself gepraat het, sê dit gaan met my goed. Hy sê dit gaan met my siel goed. Wat sal ek doen? Hy sê ek sal my skure groter maak sodat ek meer kan insamel. En ek sal vir my siel sê eet en drink, jy het goed gedoen. Kyk alles wat jy bereik het. Dan kom Jafashua en sê hy, maar in hierdie nag sal Vader jou lewe van jou afeis. Wat gaan van jou word? Dan help sy rykdom en al die goed om absoluut niks nie. So, vir 'n dwaase seun om te wil vashou aan die goed wat hy het, is 'n smart vir 'n vader en vir 'n moeder. Ek wil vir julle sê, al wat ons kan doen is, ons kan bid. En Jaffa vra om in te gryp in daai mense se lewens in. Want ons lewe steeds in die tyd van genade, terwyl die woord besig is om uit te gaan. Kom ek en u kyk vandag, ons hou ons oë oop, kyk vir 'n geleentheid waar ons die evangelie van verlossing in die boernatuurlike naam van Jafashua kan saai. Tot môreoggend, as Vader wil, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.